Waarmee voed jy jouself op 'n daaglikse basis? Wat bring jy in jou lewe in om jou te voed in jou geestelike lewe? Want dit waarmee ons onsself voed in ons geestelike lewe is van kardinale belang. So, waarmee voed jy jouself? Wat gebruik jy in jou lewe om jou geestelik te voed sodat jy geestelik kan groei? Met hierdie uitsending van Saaityd wil ek met jou gesels oor dit wat ons moet gebruik om ons geestelike lewe te voed sodat ek en jy kan sterker word. Want dit is belangrik. Dit is belangrik dat ons onsself voed op die regte wyse. So daarom wil ek jou vat na die woord en julle ken die verhaal Johannes hoofstuk 4 waar Yeshua kom en hy kom by die put en hy's besig om met die Samaritaanse vrou te praat. Maar net voordat hy met haar praat, vertrek sy disippels om te gaan voedsel kry. Hulle is op reis, hulle is moeg, hulle is honger en hulle vertrek in Samaria in om voedsel te gaan kry. En nou staan Yeshua by die put en hier kom 'n vrou en hy praat met haar en hy het 'n gesprek met haar. En jy ken die gebeurtenis, dit wat Yeshua vir haar sê dat jy moet Jahwe jou Elohim dien in gees en in waarheid. Hy praat met haar en hy openbaar homself as die Messias. En sy loop weg om vir almal in die stad te gaan sê, maar ons het hom gesien en hom gekry waarvan die wet en die profete van skrywe. En nou kom die disippels terug. En nou is daar iets wat gebeur. En luister gou hier, ek lees vir jou hierso. Die disippels kom terug. Nou onthou, die disippels gaan om voedsel te gaan kry. Die disippels gaan juis want hulle is honger, hulle is moeg, hulle is uitgeput, hulle is op reis. En so is ek en jy ook in hierdie lewe is ons op 'n geestelike reis. Ons raak baie keer geestelik uitgeput vanweë omstandighede, vanweë mense, vanweë dinge wat ons moet ervaar. En so kom die disippels terug, nou nadat hulle voedsel gekry het, en nou wil hulle vir Yeshua gee. En luister gou wat gebeur hier in Johannes hoofstuk 4 vers 31. En intussen het sy disippels by hom aangedring en gesê, Rabbi, eet. Maar hy sê vir hulle, ek het voedsel om te eet. Ek het voedsel om te eet waarvan julle nie weet nie. Die disippels sê toe vir mekaar, het iemand dan vir hom 'n ete gebring? Yeshua sê toe vir hulle, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te volbring. Halleluja! So wat voed jou in hierdie lewe? Wat voed jou in jou geestelike lewe? Kan ek vir jou sê, wat voed jou? Om die wil van Jahwe, jou Elohim te doen. Dit is wat jou voed. Dit is jou voedsel vir jou geestelike lewe. Om sy wil te doen, om die wil van Jahwe te doen, en hy sê verder, om sy werk te volbring. Nou, wat se werk het jy wat jy moet doen? Wat se werk het jy om te doen? Want jy sien, jy is geskape met 'n skepingsdoel. Jy is gered vir die spesifieke rede om disippels te maak, om mense te leer van die weg van waarheid, om hulle te bring na Yeshua, ons verlosser en zaligmaker. Jy is nie gered om net hemel toe te gaan. As jy gered was om hemel toe te gaan, het Vader jou lankal hemel toe gevat. Maar hy het jou gered, hy het jou verlos van sonde en ongeregtigheid, hy het jou kom was met die bloed van die lam, juis vir hierdie rede, sodat jy in dienswerk kan wees. So daarom is dit belangrik dat jy vandag sal weet dat jy dinge wat jy moet doen, jy moet sy werk volbring, nommer 1, en jy moet die wil van Jahwe doen, want dit is jou voedsel. Dit voed jou in jou gees, halleluja, dit voed jou in jou geestelike lewe, en as jy wil sterker word, en as jy wil sukses behaal, en as jy wil groei, en vorentoe beweeg in jou geestelike lewe, is die woord baie uitdruklik, dan moet ek en jy die wil van Jahwe doen. Sjoe, is dit nie amazing nie? Die woord is so duidelik, en daarom kom Matteus hoofstuk 7, vanaf vers 21, kom ook so mooi in, wat sê, nie almal wat vir my sê, meester, meester, sal ingaan in die koninkryk van Elohim nie, maar hy wat die wil van Jahwe doen. So ek het iets wat ek moet doen, jy het iets wat jy moet doen, en om die wil van Jahwe te doen, hier kom
Yeshua, en hy kom leer ons, wat gebeur wanneer ons die wil van Jahwe doen? Wanneer ek en jy die wil van Jahwe doen, dan voed dit ons gees. Dit is vir ons soos geestelike voedsel, en ons het weer stamina, ons het weer krag, ons het weer 'n uitsig, ons het weer momentum om die wêreld aan te pak en die duiwel aan te pak en om die wil van Jahwe uit te voer in elke aspek van ons lewe. So ek wil vandag vir jou challenge, dat jy vandag jouself sal kom voed deur die wil van Jahwe te kom doen. Want wanneer jy die wil van Jahwe doen, sê die woord, is jy 'n wyse man wat jou huis bou op die rots. En ek wil hê dat jy vandag moet stewig vas staan op die rots Yeshua, want hy is die een wat jou voed. Hy is die een wat jou die krag en die stamina gee vir hierdie lewe. So as jy dalk moeg is, en jy's dalk uitgeput, en jy voel, maar weet jy wat, ek weet nie, ek sien die kans vir die dag van môre nie. Weet jy wat moet jy doen? Doen net die wil van Jahwe ons Elohim, want dit gaan jou weer aanspoor, dit gaan krag wees, dit gaan voedsel wees vir jou gees, en dan gaan jy, vanweë daardie voedsel, vanweë die aansporing wat jy het, sal jy sy werk kan volbring in hierdie lewe. Halleluja, so ek wil jou challenge. Kom ons doen die wil van Jahwe, sodat sy naam vereer en verheerlik sal word in my en jou lewe. Halleluja. Mense, baie dankie dat jy ingeskakel is. Dankie dat jy deel is van hierdie bediening. Mag jy vandag geseënd wees op hierdie pragtige Dinsdag. Van my kant af, Rian Abri, dis altyd 'n voorreg. Wees geseënd. Shalom.